Dit is nou alweer amper die einde van die eerste maand van 2026. Dis 'n pragtige donderdag met 'n skoon blou hemel, met 'n vreemde koel windjie vir die somer. En ons wil vir julle welkom heet by die Digidiens, wat die tweede preek is uit die reeks oor 5 geloofsankers. Vir hierdie week het ons gepraat uit Kolossense 3 vers 16 en 17 wat sê dat ons moet met dankbare harte moet ons lofgesang sing en alles wat ons doen en sê moet ons doen en sê in die naam van die Here Jesus Christus. Vandag is ons by Psalm 131 en ek het 'n baie kort boodskapie, so ek gaan vandag die vrymoedigheid neem om vir julle die teks te lees, want dit is self ook baie kort. Dit klink so: selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Die Message vertaling sê, God, I'm not trying to rule the roast. I don't want to be king of the mountain. I have not meddled where I have no business or fantasized grandiose plans. I've kept my feet on the ground. I've cultivated a quiet heart, like a baby content in its mother's arms. My soul is a baby content. Wait, Israel, wait for God, wait with hope. Hope now, hope always. To rule the roost, het ek gaan lees, beteken eintlik to be in complete control, to crack the whip, to reign supreme, to be the top dog, and to be in the driving seat. En die psalmskrywer sê, ek stel glad nie belang om dit te wees nie. Ek het 'n kort getuienis vanoggend, baie eenvoudig. Ek dink ook maklik om te onthou. Eintlik maar net 3 dinge. Ek is klein en dwaas. Die lewe is groot en moeilik. God is groter en wyser. Ek wil vir julle probeer verduidelik aan die hand van handgebare, om jou te help om as jy die nag 2 uur wakker word, hierdie psalm te gebruik. Jy kan begin deur te sê, ek is klein. Die lewe is groot en moeilik. En wat maak ek as ek klein is, en die lewe is groot en moeilik? Al wat jy doen is, jy doen dit. Is dit? En dit? Stap 3. En as jy vandag 2 uur wakker word in jou bed, en jy is bekommerd oor die groot dinge van die lewe, en jy wil die top dog wees, en die champion, and you want to crack the whip, and you want to be the king of the mountain. Steek jy jou pinkie boek aan die laken uit, en dan jou face, en dan vir 'n oomblik huiwer jy, en dan kies jy vir dit. So eenvoudig as wat 'n mens dit kan maak, Psalm 131. Kom ek maak dit vir jou prakties. Die telefoon lui. Dis daai lui wat jy gewens het, jy gaan nooit in jou lewe hoor hê. Aan die ander kant vra iemand of dit jy is jy Piet, is jy Jan, of jy bevestig, ja, dit is ek. Die persoon aan die ander kant sê, meneer, daar was 'n ongeluk. Ek is jammer, meneer.
Jy het gewag dat jou kind moet terugkom. Jy het gewag vir die deurknip wat gaan oopgaan. Toe lei die telefoon. En dan moet jy pinkie face in bid in die hand, in daai oomblik. Een van jou kinders vra een aand vir jou, om alleen met jou te gesels, in jou studeerkamer. Laat aand maak jy die deur agter julle toe. Julle sit op 2 stoele, en hy of sy sê vir jou, papa, ek is anders, ek wil nie so wees nie, maak is. Dan moet jy pinkie face, bid in die hande, Psalm 131. Die dokter kyk na jou oor sy lesenaar, hoe oor 'n klomp papier waarop daar resultate staan. Hy blaai daardeur, hy kyk op na jou, en hy sê dan vir jou, tussen 6 en 12 maande, ek is regtig jammer. Dan moet jy pinkie face in bid in die hande, want dit is groot oomblikke. Die woord in Psalm 131 wat sê, ek maak my nie besorg of bekommerd oor groot dinge wat bo my vermoë is die woord hilagti. En die woord hilagti beteken, ek loop nie heen en weer oor dieselfde ding nie. Ek maak my nie daarmee moeg nie. Die Messiesvertaling sê, I don't meddle where I have no business, and I do not fantasize about grandiose plans. En daardie oomblikke moet jy dit weggee vir die een wat groter en wyser is. En in navolging van Jesus, wat op 'n donkie gery het, en in die Onse Vader gebid het, laat U wil geskied, en so ook in Getsemane, moet jy, ek en ek toelaat, dat die koninkryk van God sal kom ten spyte van jou, en ongeag van jou. Maar ek het by die nadenken oor die Psalm besef, dat as jy dit as 'n geloofsanker wil gebruik, sal jy eers op die donkie moet ry. En dit is die nederigheid. Ek het hierdie week baie intens bewus geraak daarvan, dat Jesus moes eers op die donkie ry, voor hy die kruis kon dra. Hy moes eers op die donkie ry, voor hy kon opstaan uit die graf. Dis nie 'n negatieve ding nie, dit is 'n verlossende, bevrydende ding, hierdie nederigheid. Dit is, soos hierdie druiwetros, die vrug van nederigheid wat die Heilige Gees vir ons gee. En sonder hierdie vrug van nederigheid kan jy nie Psalm 131 bid nie. Dit is ook nie iets wat 'n tegniek of 'n triek is nie. Dit is nie hierdie pinkie face bid in die hande ding, is nie 'n triek nie, wat jy moet gaan probeer, want dit gaan nie werk nie. Dit moet diep uit jou wese uitkom. Dit moet uit jou sogenaamde being kom. Soos Jesus gesê het, ek is sagmoedig, ek is nederig. Dit is nie 'n game wat jy speel nie. Ek is nederig is deel van Jesus se ek is uitsprake. Ek speel dit nie, ek perform dit nie, ek act dit nie. Dit is ek. Psalm 131 is nie geskryf vir mense wat nog nie die vrug van nederigheid van die Gees ontvang het nie. Jy kan dit nie bid sonder die nederigheid nie. Jare gelede het ek geluister na hierdie liedjie How Small We Are, en ek sing dit nog steeds baie, want ek dink dit is die liedjie wat jy moet sing saam met Psalm 131. We laugh, we cry, we live, we die, and when we're gone the world goes on. We love, we hate, we learn too late how small we are, how little we know. We hear, we touch, we talk too much of things we have no knowledge of. We see, we feel, yet can't conceal how small we are, how little we know.
See how the time moves swiftly by. We don't know how, we don't know why. We reach so high and fall so low. The more we learn, the less we know. Too soon the time to go will come. Too late the will to carry on. And so we leave too much undone. How small we are, how little we know. Psalm 131 is soos die Onse Vader. Jy kan dit nie bid as jy nog verslaaf is aan jou eie wil en aan jou eie ego nie. En as jou koninkryk nog moet kom nie. Jy kan dit net bid as jy die vrug van nederigheid ontvang het. Ek nooi jou om hierdie Psalm deel van jou lewe te maak. Die belydenis is, ek is klein, ek weet te min. Die lewe is groot, dit vra te veel. Laat ek bid. Amen.